Goeiemôre. Dit is vir my lekker om vanoggend weer by julle te wees en te kan kuier. Baie welkom ook in die huis van die Here. Kom ons staan, dan sing ons as toetrede lied 178, Dona Nobis Pacem. Dit is Latyn vir Here gee ons vrede. En bly staan vir die fotum, die seën en die lofsang. Seën met vrede. Mag daar vir ons genade en vrede en oorvloed wees deur ons kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Ons loof die Here deur saam te sing lied 215. Uit 1 Petrus 3 lees, dis 'n bietjie 'n ongewone teks om as die wil van God te gebruik. Maar ek dink, as ons uit liefde uitleef, want dit is immers wat Jesus van ons vra, dan sal ons hierdie goed doen wat Petrus noem in 1 Petrus 3 vers 10 tot 12. Immers, wie die lewe wil hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is, en sy lippe daarvan om bedrog te spreek. En laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen. Laat hy vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke.
maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Ons weet dat ons nie altyd lewe soos wat Jesus van ons verwag om te lewe nie. Paulus sê in Romeine 8 vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Ons word wel vrygespreek deur die bloed van Jesus Christus. Psalm 119 vers 165 sê, die wat die wet lief het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Kom ons antwoord op hierdie groot genade wat ons ontvang het, deur ons geloof te bely saam met die kerk van alle eeue. Ek lees vir ons die geloofsbelijdenis van Jesua. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, voordat ons dan vanoggend weer uit die woord van die Here gaan lees, ons raak rustig, vergeet van die week wat verby is, vergeet van die probleme wat voorlê. Ons raak net stil in ons harte en rustig in die teenwoordigheid van die Here. Dan sing ons as gebed Vonk 106. Ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte uit Jesaja 9 vers 1 tot 6. En ek lees uit die 2020 vertaling.
Die volk wat in duisternis rondwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder, u het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyd. Soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel. Van die laas van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedrywer, het u verpletter soos op die dag van Midian. Ja, elke stewel wat stamp met 'n gedreun en elke kledingstuk wat in bloed gerol is bestem vir verbranding, is kos vir die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Gras verdor en 'n blom verwelk, maar die woord van die Here hou stand vir altyd. Ek hou nogal daarvan om vir mense te vra waaroor ek moet preek. Die meeste van die tyd luister ek nie vir hulle nie, maar hierdie week toe ek my man vra waaroor moet ek preek, sê hy vir my vrede. So vinnig en eenvoudig soos dit. Totdat ek so 'n bietjie begin lees en nadink het daaroor. Vers 5 van die teksgedeelte wat ons gelees het, word meeste van die tyd oor Kerstyd gebruik. Dit is 'n baie mooi en 'n baie bekende gedeelte. Terwyl Kersfees dalk al 'n vae herinnering is en ons weer terug is na die realiteit van alledaagse lewe, van werk en skool en besige skedules en naweke wat te kort voel. Kom ons gesels weer oor hierdie gedeelte, want die lig wat na die wêreld toe gekom het nie net op Kersdag gekom nie, maar hy kom elke liewe dag in ons lewens. En daarom dink ek is vrede 'n boodskap wat altyd relevant is. Ek hou nogal van vrede as 'n konsep. Ek dink ons almal doen. In 'n wêreld wat soveel chaos en onrus en spanning is, wens ons, daar kan tog net 'n bietjie meer vrede wees. Ons soek dit in ons huise, in die wêreld om ons, in ons verhoudings en in ons harte. Ons wil dit voel wanneer ons in die aand gaan slaap en wanneer ons in die oggend weer opstaan. Maar dikwels voel die betekenis van vrede vir my so bietjie buite bereik. Soos as jy 'n woord op die punt van jou tong het, maar jy kan net nie op dit kom nie. Asof jy probeer en probeer, maar jy kom net nie by dit uit nie. Dit is net daar, maar tog voel dit so ver. Vrede kan 'n toestand wees, maar dit kan ook 'n emosie of 'n gevoel wees. Vrede word gedefinieer as 'n toestand wanneer niemand met mekaar beklei nie, 'n gebrek aan konflik of oorlog, 'n toestand van rus en kalmte, 'n ongesteurdheid. Vrede is 'n toestand van stilte of harmonie, of 'n toestand sonder gevegte en oorloë. Die Hebreëse woord vir vrede is shalom. Maar shalom beteken meer as net vrede. Die woord het 'n paar betekenisse en gebruike. En dit is 'n vorm van groet, so dit kan hallo of totsiens beteken. Wanneer die Jode mekaar met shalom groet, spreek hulle 'n seën oor mekaar uit. Maar die woord waarvan shalom afgelei word, beteken egter iets anders, iets groter, iets meer. Shalom kom van die woord shalem, wat beteken volledig, heel, veilig, of net in vrede. Dit gaan nie net oor die afwesigheid van konflik en oorlog nie.
Bybelse vrede is baie groter as net die afwesigheid van oorlog. Dit gaan oor die teenwoordigheid van iets anders, iets meer, iets groter, iets kosbaar. Bybelse vrede is meer as net die gebrek aan konflik. Dit is 'n toestand van volledigheid, van heelheid. Dit is om niks tekort te kom nie. Dit is om bewus te wees van God se teenwoordigheid. Dit is om te weet dat hy veilig en versorg en geliefd is. Hoeveel keer het ek en jy nie al gevoel asof ons stikkend is nie? Asof iets kort kom? Asof daar 'n leemte in ons lewe is? Ons probeer dit vul met sukses by die werk, met verhoudings, met prestasies, met materiële goed, met staf. Soos ek wat dink, as ek 'n iPad kry, gaan my lewe beter wees. En soek dit op die verkeerde plekke. En daardie gevoel van onvolledigheid bly. Die Bybel leer ons dat die Here vir ons vrede bring. Die Here bring volledigheid. Hy maak heel wat stikkend was. Die konteks van die gedeelte wat ons vandag gelees het, is baie belangrik. Die volk Israel het in duisternis rondgedwaal. Nie fisiese duisternis nie, maar ongelukkigheid, sonde. Hulle het onder oordeel en ballingskap gelei. Die politieke situasie was horribaal, iets waarmee ons vandag ook kan relate. Hulle het slegte leiers gehad. Daar was oorlog en onrus. Hulle was omring deur vyande. Hulle toekoms het hopeloos gelyk. Maar in daardie duisternis, in daardie stikkendheid van hulle omstandighede, kom daar 'n profesie van hoop. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. Die profesie gaan nie net oor beter omstandighede nie. Dit gaan oor 'n persoon wat kom. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Waarskynlik het die mense wat hierdie woorde van Jesaja gehoor het, gedink dat hulle dadelik verlossing en verligting en bevryding van hulle aaklige omstandighede sal ervaar, dat hulle binnekort weer vrede sal beleef. Maar Jesus het Jesaja se profesie kom vervul. Maar eers omtrent 7 eeue nadat Jesaja hierdie woorde gesê het. En nou, 2 millennia later, hou hierdie profesie nog steeds stand. Jesus is nog steeds die bron van vrede, die vredevors. Hierdie vrede het egter 'n prys gehad. Die prys van vrede was dat Jesus sy lewe vir ons aflê. Hy het gesterf sodat ons van ons sondes verlos kan word. En hy het vir ons gekom en sy lewe gegee sodat ons heel kan word. Sodat ons daardie vrede kan ervaar. Die vraag is, lewe ons hierdie vrede? Ervaar ons dit en is ons bewus daarvan? En hoe kan ons hierdie vrede ervaar wanneer die wêreld lyk asof hy brand? Maar tog kan daar net vrede by die Here gevind word. Nie by wêreldse welvaart nie, nie by menslike wysheid nie, nie by ons eie pogings om alles reg te maak nie, net by die Here. Hoe doen ons dit? Hoe beleef ons hierdie vrede wat Jesus is? Dit is eenvoudiger as wat ons dink, maar dit verg baie dissipline.
Lees Bybel, nie net oppervlakkig nie, maar met 'n hart wat na God se stem wil luister. Bid, nie net 'n lys van ons versoeke nie, maar 'n opregte gesprek met die Here, waarin jy met hom praat, maar ook waarin jy stil word om na sy stem te luister. Spandeer tyd in die Here se teenwoordigheid, wees stil voor hom, en sien sy hand oral raak, in die groot en in die klein alledaagse dingetjies. Ja, daar gaan waarskynlik nooit 100% wêreldvrede wees nie. Daar gaan waarskynlik altyd slegte goed om ons en met ons gebeur. Maar hoe ons aan die ander kant uitkom, is wat saak maak. Dit gaan nie altyd net oor omstandighede nie, maar ook ons reaksie daarop. Gaan ek kies om God se vrede na te jaag, of gaan ek kies om in al die negatiewe dinge in my lewe vas te kyk? Gaan ek ophou fokus op wat stikkend is, en eerder fokus op die heelheid wat God bring? Dis 'n keuse wat ons elke dag, en soms elke liewe oomblik van die dag moet maak. En die Here, in sy oneindige genade, help ons daarmee. Hy trek ons nader. Ons gaan nie altyd noodwendig vrede in ons omstandighede vind nie, maar eerder in die wie wat betrokke is en teenwoordig is in daardie omstandighede. Die Here is nog altyd by ons en hy sal ook altyd by ons wees. Daarin moet ons vrede vind. Jesus sê in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Watter ongelooflike troos vind ons nie in hierdie wete nie. Die lig het gekom om heel te maak, om almal in te sluit, sodat ons nie meer in die stikdonker hoef rond te dwaal nie, sodat ons nie oorrompel is deur sonde en tekortkominge en die stikkendheid van die wêreld nie, maar dat die Here bymekaar maak en heel maak. Hoe weet ek wanneer ek hierdie vrede beleef, wanneer ek in harmonie met myself is, wanneer daar nie meer daardie konstante oorlog is tussen wie ek wil wees en wie die Here sê ek is nie, wanneer ek kan rus vind in die wete dat ek sy geliefde kind is, in my verhoudings, wanneer ek kan vergewe soos wat ek vergewe is, wanneer ek liefde kan gee, omdat ek eerste liefde ontvang het, wanneer konflik nie my verhoudings definieer nie, maar eerder genade en begrip, en veral my verhouding met God, wanneer ek kan rus in die wete, dat hy my liefhet, en dat sy genade elke oggend nuut is, dat ek weet hy is altyd by my, dat ek sonder skaamte na hom toe kan kom, omdat ek weet my skuld is skoon gewas. By God het ons vrede sonder einde. En nie net vrede nie, sê Jesaja, maar ook vreugde. Ons sal nie langer in die donker ronddwaal nie. Dis die woorde van Jesaja 9, maar meer as dit is die realiteit van Jesus Christus. 'n Lig het na die wêreld gekom en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Die vredevors het gekom, nie net om oor vrede te praat nie, maar om self daardie vrede te wees. So sal ons ophou om ons vrede op die verkeerde plekke en in die verkeerde dinge te soek en dit by die regte, ewige bron van vrede vind. Die Here maak ons stikkende harte en ons lewens weer heel en hy gee aan ons sy vrede. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam.
Almagtige God, soms voel dit asof die wêreld besig is om in mekaar te tuimel. Soms voel dit asof ons harte in soveel stukkies breek dat dit nooit weer sal regkom nie. Maar Here, deur dit alles en in dit alles is U daar om die stukkies op te tel en bymekaar te maak. Is U daar om te vang waar ons val. Is U daar om heel te maak en om vrede te gee. Here, leer ons asseblief om nie net vas te kyk in wat alles verkeerd gaan nie, maar dat ons in elke omstandighede U teenwoordigheid sal soek en U vrede sal beleef, U volledigheid sal beleef. Dankie dat ons hierdie goed van U kan vra en dankie dat U na ons gebede luister. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Carla, baie dankie dat jy geluister het na jou man, toe hy gesê het, jy moet oor vrede preek, en wanneer mens nou vir die prediker dankie sê, dan doen jy dit eintlik uit jou eie, wat jy gehoor het. En die twee goed wat vir my uitgestaan is dat dit heel maak, en dat dit almal insluit. Baie dankie daarvoor, hoor. Dan wil ek nou net eers sê, ons het 'n birthday girlie by ons, Linda Klaasens verjaar vandag, en ek dink ons kan vir haar 'n lekker hande klap gee. Lekker klap. En dan langs haar sit haar stikkende man, Frans, wat hierdie week 'n ongeluk gehad het met die scaffolding en 4 ribbes gebreek het. En Frans, ek weet nie hoe om vir jou te sê hoe waardeer ek dit dat jy hier so is nie. Ek het gedink 4 ribbes stikkend is genoeg verskoning om nie kerk toe te kom nie. Maar ons wil vir jou ook net sê baie dankie vir alles wat jy hierso vir ons doen. Sonder jou kan ons eintlik nie. So baie dankie dat jy dit so doen. En dan op die blaadjie is daar 2 dankiesês. Die een is vir Martie se seun, wie se kankertelling geval het na, ek dink dit gesê 27, nee Martie, van hier iets in die 100e. En Leroux wat in die hospitaal was, en vandag weer hier by ons. Ons is dankbaar, julle is al 2 hierso, en ons is bly dit gaan beter met julle al 2. Dan wil ek hê, julle moet as julle by die huis kom, die datum die 15de Maart op julle dagboeke gaan merk. Ons het vanoggend kerkraadsvergadering gehad en besluit ons wil 'n groot dankie sê hou. Op die 15de Maart, ons gaan onder andere 'n nagmaal hou, en dan gaan ons weer saam kuier. Ons sal al die fynere details met die tyd vir julle gee, maar merk daai datum asseblief op julle dagboeke. Dan gaan ons hierna almal lekker saam tee drink, en daar is ook koekies te koop. Ons gaan nou 'n laaste lied sing.